Dag sê, dit is maandag 12 Januarie 2026. Ek noem hierdie een sommer blou maandag, want dit is wragtige blou maandag. Mense het gister vir my gevra, wat gaan aan in Suid-Afrika? Toe sê ek wel, weet jy wat, die duiwel is los. So, dis al wat ek gesê het. En mense het my, daar's 1 of 2 persone het my gevra, verduidelik 'n bietjie meer, en ek het vir hulle so in kortheid ek probeer vir hulle verduidelik. En dit bring my by blou maandag se 3 punte van kommer en kwel vir ons in Suid-Afrika. Die eerste ene is Black Enclosure. Nou, ek is iemand wat, ek se overthinker. Ek oordink 'n ding, ek dink weer, ek dink nog 'n keer, en dan begin my brein te skommel, dan begin ek rondhardloop, en ek begin aan allerlei logiese goeders te dink, en vrae kom my op, maar veral as ek nou al bietjie, en kom ek wees nou sommer met julle blaatant eerlik, in die laaste, ons is nou deur werksdag 3, as ek nou praat van verlede week af, in die laaste 3 werksdae het ek oor BKS ongelooflik baie geleer. Ek is nie spesialist nie, maar mense het met 'n warm gemoed vir my gesê, weet jy wat, dit is waaroor dit gaan. Dit is waar ons is in Suid-Afrika op die oomblik. Ek het gisterand 'n video gekyk, een van hierdie Facebook reels van Dr. Theo de Jager, en die punt wat hy genoem het daarso is dat nou het die beeste getoets word, en intussen gooi die boere 1000 liters melk weg per dag, want daarso waar die toetsings moet plaasvind, is staatsbeheerde instansie, daarso hardop alles teen die muur vas, en dit hoop op, soos opdrifsels teen 'n stuk tak in 'n rivier. Dit gaan nie verder nie. Die res van die lewe gaan aan, maar daai toetse wat moet terugkom, wat die boer moet sê, weet jy wat, jou melk is veilig, daai toetse kom nie terug nie. Dis die eerste ding. Ek het vir myself die vraag gaan afvra, en ek het toen 'n bietjie navorsing gedoen, na aanleiding van haar heel eerste video wat ek geplaas het, wat ek gepraat het van mastitis, en ek het so 'n bietjie meer daar gekry, TV het ook gepraat daarvan, vir daai beeste wat so krippel loop, maar ek kon nie 'n verband kry tussen mastitis en BKS nie, so Voltaren is uit. In verlede week het iemand vir my gesê, in die ou dae, ek dink soos Terramycin gewerk, gaan Terramycin werk? Sê vir my ja of nee, sê vir my dat ek wil graag leer, ek is nie 'n boer nie, ek is nie 'n landbouer nie, ek is nie 'n veeboer nie, maar weet julle wat, nee, ek stel belang om te leer, ek wil graag leer, ek wil graag weet, ek is honger vir hierdie kennis, ek is nooit te oud om te leer nie. So, dit kom ons by Terramycin. Okay, nou, as Terramycin dan nie gespuit kan word nie, nou is daar, kom ek vat julle so 20 jaar terug, 30, 40 jaar terug, ons het vliegtuie ingevoer, maar ons het een van die vliegtuie gevat, en ons het so 'n klein jong vliegtuig met 2 sitplekkies gemaak, 4 sitplekkies, ons het genoem die Atlas Kudu. Ons het wapentuig het ons afgekyk, maar ons het gegaan, ons daai selfde goed gedoen. By LIW, Littleton Ingenieurswese, het ons wapentuig vervaardig. Denel het wapentuig vervaardig. Ek praat van die Kukri helmversier wat die Mirage F1's gebruik het, ek dink die Mirage 3's ook, ek weet nie. 'n ander ding wat my opkom is, die radars wat vliegtuie in die Tweede Wêreldoorlog, in die laaste helfte van die Tweede Wêreldoorlog gebruik het. Kom van? Siemens? Marconi? Plessy? Nee. Republiek van Suid-Afrika. Die heel eerste radar, 'n statiese radar wat ontplooi was in Suid-Afrika, is die radar gewees by Kaptein Skop. Hy is nog daarso, as hy nog nie geplunder is nie. Ons weet nie, weet mos nie wat word alles geplunder in hierdie Suid-Afrika van ons nie. So, ons het die vermoë, en daar is my bevestig dat ons het die vermoë om 'n entstof vir BKS te kan fabriseer plaaslik. Maar
Die staat sê, ons het vir julle enstof teen R300 per shot. Maar julle moet queue staan, want ons moet eers die national herd. Nou, ek het nuus vir John Steenhuisen. 'n Privaat boer se beeste is nie deel van die national herd nie. Daar is nie so niks soos 'n national herd nie, want sover ek weet, daar bitter min vee wat aan die staat behoort. Al die vee daar buitekant. Kom ons sê 95% van die vee daar buitekant. En ja, help my reg as dit verkeerd is. Die 95% van die vee daar buitekant behoort in privaat besit. Maak nie saak wat se kleur die boer is nie, dit is sy eie beeste, dit is nie die nasionale kudde nie. Meneer Steenhuisen. Okay, right, dis die eerste ding. Nou, ons moet nou spuit teen R300 per shot. Maar ons mag nie van Amerika af invoer teen $0,5 per shot nie. En daai ouens wat daai enstof beskikbaar stel, het presies dieselfde kondisies as wat ons in Suid-Afrika besit. Ons mag nie dit, ons mag nie dat, ons moet doen wat die staat vir ons sê. Hoe lang gaan ons nog luister vir die staat? Ons aangaan. Dit is tyd dat ons omdraai, dat ons 'n regsdraai doen. En vir hierdie government sê, sorry, ons gaan nie saam met julle spoel nie. Ons gaan ons eie rigting spoel en ons gaan ons sukses gebruik en ons gaan ons kuddes red. En ons gaan, soos wat ons vir hoeveel jare al, hoeveel dekades al, kos op die Suid-Afrikaanse tafels plaas. Punt. Wanneer gaan ons begin om hierdie ouens hof toe te vat, omdat die prosesse wat hulle op ons afdwing, totaal en al onkonstitusioneel is. Kom ons kry antwoorde op daai vraag, beweeg vorentoe en boer vooruit. Right, galbraak nommer 2, die Kaapse brande. En seker omtrent 30 mense het vir my foto's aangestuur van die tydbom en die stemnota wat saam met dit gegaan het. Ek weet van daai goeders, maar baie dankie vir elkeen wat my aangestuur het, en elkeen wat dit my aangestuur het, my net meer naar en meer die swernoot ingemaak. Want daar's dinge besig om in die land te gebeur, en lyk my ons is eventually besig om wakker te skrik. Die metode is waarskynlik nie onbekend aan die Kaapse brande nie. Daai waar die vuurtjies in 'n bottel vasgebind word, sigaret in die middel, en die eerste pap word gevat sodra die sigaret in die gang is. Maar daar's nou net een ding wat my so 'n bietjie pla. Hulle moet seker 'n duur sigaret gebruik, want hierdie doodgewone klas A sigarette, soos ek dink Winston en al daai goeders, ja, ek rook so, moes sê Winston. So, maar baie van daai sigarette sê op die pakkie low propensity, lae ontvlambaarheid. So, ja, ons sal ongeag, nie te min. Maar nou, die sigaret word aangesteek, nou word daar 'n paar trekke gevat, en dan, sodra hierdie sigaret nou homself gerook het, tot by die vuurtjie koppe maak hy, en dan hardloop die veld by die brand, en dan hardloop die wind by die veld, en die ou wat daai eerste trek van daai sigaret gevat het, is lankal weg. Daar in die Wes-Transvaal, die ou gekry, hy het met 'n bicycle gery, en hy het die veld hier in die brand gesteek, hy ry so 100 meter, en steek hom weer in die brand, het gevolg met te ver kyk, hulle het hom eventually het hom vasgetrap. Skus, ek meng my taal baie volking. Maar so, okay, nou afgesien van die brandmetodes, kom ons kyk na 'n ander kritiese punt. Nou, in 2021 se vloer, gaan dit rof in KwaZulu-Natal, die hele plek spoel weg. En skielik, stop daar 'n trokkie, 'n klomp ouens met groen T-hemde en Suid-Afrikaanse vlaggies en al daai goeders klim daar op, en so 'n snaakse teken op die bors, en hulle red die situasie, en al die mense skree, hierdie ou moet hulle president maak. Weet julle wat julle gesê? Weet julle? Nou, toe die helfte van die Kaap afbrand, toe stop die trokkie weer,
En toe die trokkie stop, toe sê hy, hoor, hier staan, maak net hierdie pad hier so skoon, hier kom 'n vliegtuig ook. Toe sit hulle 'n tanker ook daar neer, en die tanker staan daar so, vir so lank as wat hulle hom nodig het. Dink is 'n Grumman Eckcat, vir die van julle wat vliegtuie ken. Hy vat so 2000 liter, ek sien dat hulle was op 'n stadium, was daar met 'n ander vliegtuig ook, 'n turbine vliegtuig, wat hulle ook daar gaan, bietjie vinniger vlieg, en ek dink so 'n bietjie meer vrag dra, maar ja, hierdie tipe van goeders, dit maak 'n verskil in jou lugvleuel maak 'n verskil in jou oorlog. Maar nou is daar 'n ding wat my pla. Daar's 'n jong poppie wat met ook so groen T-hempie daar rondgehardloop en verslag gegee het alles op Facebook gelaai. As daai ding opgekyk het, 'n paar reels kyk hierdie naweek, en as daai ding opgekom het, dan het ek hom sommer aangeskryf, want dit het my so geïrriteer, want weet jy wat, dit voel vir my asof, ek is seker sy word betaal, ek is seker sy kry ietsie, maar dat jy jou siel moet verkoop. Ek weet, ek het langs daai ouens gewerk in Beira. As 'n paar goeie ouens daar so. Maar die hele ding, soos wat in KwaZulu-Natal se vloede gebeur het, almal sê, wow, hierdie ou is fantasties. En ja, dis een van die mees welgestelde organisasies, humanitêre organisasies, of dit is die mees welgestelde humanitêre organisasie in Suid-Afrika. En hy trek jou en vir my, nee, nie vir my nie, hy trek jou, hy trek jou familie, want hier kom hierdie ou, en hy sit water neer, hy sit kosrantsoene neer, ek weet nie van die kosrantsoene, ek is nie seker nie, maar hulle kom nooit, sonder 'n kospakkie daar nie, ek ken hulle. Vliegtuig, grondsteen vir daai vliegtuig, en die ander vliegtuie ook, ek weet nie, die ander vliegtuie, privaat vliegtuie was, die ouens het hulle eie sak het gevlieg het nie, maar daai een spesifieke vliegtuig, is voorbetaal. Die vlieënier is betaal, bovendien die feit dat die vlieënier daai ure ook kry. Kom ek sê vir as die veld begin brand, dan raak hierdie ouens besig hoor. Hulle is vuile vol stof, al sit hy daar na kajuit. Ek het hulle gesien daar so op Nelspruit, as hulle uitklim na 'n dag se vlamme beklei daar tussen die bloekombome in Oos-Transvaal, dan daar is ook maar 'n bietjie roet opgetel. So, pas op, want hierdie situasie, dit is 'n gefabriseerde situasie, veldbrande is nie 'n natuurlike verskynsel nie. Veldbrande is in hierdie geval nie 'n ou wat 'n stompie uitgeskiet het nie. Dan moes daai ou van Kaapstad af tot amper tot in Umtata gery en elke 500 meter 'n stompie uitgeskiet het, 'n sigaretstompie uitgeskiet het, om daai veld so nie aan die brand te steek. En kom ek sê vir julle, hy het behoorlik gebrand. Dit is gefabriseerde goeders, mense. Gefabriseerde goeders. Dis die volgende plek waar daai mense gaan vra vir kos, want die diere het nie kos nie. So, as julle kan, as daar gevra word vir kos, asseblief help. Dit is nodig dat ons mense dra. Maar, ek wil by julle, ons mense wil ek pleit, moenie jou siel verkoop, omdat jy hulp gekry het nie. Werk nie so nie. Staan vas, kyk boontoe, sê dankie vir die kraaie wat kom kos gee het. Wat in die Bybel staan, met ek dink Elia, ek is nie seker, ja, is Elia, by Spruitkruit. Hy het 'n probleem gehad. Maar hierdie ouens het nie 'n probleem gehad toe die kraaie kom kos gee het, toe die kraaie kom 'n vliegtuig neersit nie, toe die kraaie kom grondsteen neersit vir daai vliegtuig, brandstof bring, water bring, trokke bring, om daardie brande te bestry. Nee. So pas op, wees wakker wat rondom jou gebeur in Suid-Afrika op die oomblik. Hier is groot dinge aan die gang. Ok, dinge wat my gat krap, nommer 3. Die ANC se coming of age oefening in die Kaap. Klomp oorlogskepe wat daar geland het, klomp ouens wat met range daar rondstap, dis een admiraal na die ander ene, en die ANC glimlag breed.
want hierdie is mos nou waar ons wil wees. Hulle het nou vir die Weste gewys, ons verkies die Ooste. Die Weste, okay, so. Kom ons sit nog 'n paar persent ekstra op enigiets wat julle uit die FSA uit wil invoer, of as julle iets na die FSA toe wil uitvoer, behalwe die mense wat toue staan om op 'n vliegtuig te klim, om refugee status in Amerika te gaan kry. Dis nog 'n ding wat my taai maak. Hier is my grond, dis my land. Ek gaan nie my erg draai by die land. Ek sal beklei tot die bloed loop. Ek sal beklei tot my as in die grond lê. Dan sal my bloed van die klippe afspuit. Dis maar so. Hierdie grond is my grond. Ek is 'n boer. Ek bly hier en ek gaan nêrens nie. Dit is dieselfde sentiment om met baie ander ouens sit. So moenie vir my sê ja, jy is alleen nie. Nee, ek is nie alleen nie. Dis baie van ons wat nie hierso ons wortels sal uittrek en sal gaan nie. Maar nou met hierdie coming of age party van die ANC, het die ANC presies gewys waar hulle loyaliteite lê en wat dit vorentoe vir ons kan inhou in Suid-Afrika, dit tyd sal leer. Maar ek dink daar's ook 'n paar ouens wat so 'n bietjie hulle onderbroeke gaan vol gate knyp, want hulle weet. Hulle het gesien wat in Venezuela gebeur het. Ek dink nie dit gaan so, ek sê nie, nee, ek wil nie bespiegel daaroor nie. Want onthou net een, Venezuela het olie. Baie olie. Meeste olie in die wêreld. Okay, dit nou net so gedagte. Kou daaraan. Die ander ding wat vir my interessant is, dat Malema is redelik stil. Ek wonder of hy besig is om klas te draf oor sy verhoor die 23ste Januarie. So, hou die kanaal dop, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar as daar enigiets uitkom, as daar enigiets interessants is, stuur vir my 'n e-mail, bagyatza@gmail.com, of ons so comment. Baie van julle het my nommer, stuur vir my 'n WhatsApp, ek sal dit waardeer. Maar dit is die 3 dinge wat my gat krap, wat my laat galbraak op hierdie maandagoggend, wat eintlik baie blou is vir Suid-Afrika. So as jy besig is om op te let in die klas, sê jy agterkom, soos wat TV Wessels ook oor die naweek gesê het, hierdie land is in groot moeilikheid. Geniet julle week, sterkte vir julle, seëne voorspoed, check jou 6 en hoe alles kyk boontoe. Moenie jou siel verkoop nie. Jou siel behoort al klaar aan die Hemelse Vader. Mooi dag.